Die dagboekaantekeninge van Jan de Lange, die bloed van die moordheuwel. 6 Februarie 1838. Verteller Jan de Lange, 'n 15-jarige voortrekkersseun in Piet Retief se geselskap, by Dingaanse Kraal. 6 Februarie 1838. Natal. Ek skryf met bewende hande, skuilend onder 'n doringboom in die bosse. My knieë is stikkend, my oë vol trane en die reuk van bloed bly in my neus. Ek's Jan de Lange, 15 jaar oud, seun van Hendrik en Anna, een van die 70 wat saam met Piet Retief na Dingaanse Kraal gegaan het. Nou is ek alleen, en die moordheuwel waar my vriende lê, sal my vir altyd jaag. Ons was vol blydskap vanoggend. Dingaan het 'n paar dae terug, op 4 Februarie, 'n papier geteken wat ons grond gee vir 'n nuwe tuiste. Piet Retief het dit vasgehou, sy gesig soos die van 'n man wat die Here se belofte sien. Sy seun Pieter, 18 jaar oud, was altyd naby hom, sy oë blink van trots. Vandag het Dingaan ons genooi vir 'n laaste groet in sy kraal. Hy het gesê ons moet ons gewere buite los soos hulle gebruik is, en ons het geluister. Ons het kweperbier gedrink en die Zulu-krygers het gedans, hul speerse soos sterre in die son, hul voete soos donder op die grond. Ek het agter in die groep gestaan, te jonk om voor te wees, maar ek kon alles sien. Piet Retief voor met Pieter naby hom. Skielik het Dingaan opgespring en geskree, "Bulalani abatakati!" Woorde wat ek nie verstaan nie, maar dit het geklink soos die dood. Krygers het op ons gestorm, hul speerse vinnig soos slange. Ek het gesien hoe Piet Retief val, sy hand nog op die leersakkie waar die traktaat was. Pietertjie het geskree, "Pa!" en teruggehardloop, sy mes in sy hand, sy oë wild om sy pa te red. Hy het deur die krygers probeer breek, maar 'n spies het hom in die bors getref, en hy het langs sy pa geval, hul bloed mengend op die grond. Ek was agter, klein en vinnig, en in die gedrang het ek onder 'n kryger se arm deurgeglip, my lyf stikkend teen die klippe en in die bosse gehardloop. Hulle die lyke van Retief en die ander na 'n heuwel gesleep, 'n plek vol klippe en rooi grond. Nou hoor ek die aasvoëls bo die moordheuwel draai. Ek weet nie hoe ek die laar gaan haal nie, maar ek moet, om ons mense te waarsku. Die gelofte wat ons by Kerkenberg gemaak het, brand in my hart. Here, gee my krag om te loop. Dankie dat jy saam geluister het. Wat beteken hierdie storie vir jou? Deel dit in die kommentaar, subscribe vir meer verhale wat ons geskiedenis beklemtoon of net om lekker saam te luister. Kyk gerus uit vir die volgende geskiedkundige verhaal. Help my om ons erfenis lewendig te hou.